Baie mense ken die Here, maar baie van die mense het nie 'n verhouding met hom wie hulle ken nie. Ek ken vir Jake White, kom ons noem hom. Hy is een van die Springbok afrigters gewees. Ek ken sy naam, maar ek ken hom nie. Dis presies wat ek en jy vandag staan. Ons ken die naam van Jesus, maar het ons 'n verhouding met hom? Spandeer ons tyd in sy teenwoordigheid, spandeer ons tyd om ons verhouding in diepte in te laat gaan en in te beweeg en om te kan ervaar vir wie hy is. Dat ons sy wil wat hy vir ons het, kan uitleef in hierdie tyd wat ek en jy op hierdie aarde is. Ons kan al hierdie mooi liedjies sing en ons kan ons hande oplig en ons kan bid hier hou en ons kan al hierdie goed doen. Maar die vraag is, vra die Here vanoggend, wat is jou diepte met jou verhouding met hom? Hoe diep is jou verhouding met hom? En ek gaan 'n paar van die voorbeelde vanoggend praat van wat is die diepte van die mense in die Bybel wat hulle gehad het in die Here Jesus. Nou as jy 'n diepte in iemand het, dan ken jy die persoon. Jy weet waantoe is hy, wat is hy in staat om vir jou te kan doen en kan jy vertrou op hom of haar? Kan jy staan op die woord of die belofte wat hulle gemaak aan jou? Baie mense sê ek sal saam met jou deur die vuur gaan. Maar as daar net so vlammetjie is, dan sê hulle nie ek staan hierdie kant. Maar die Here sê, weet jy wat? Waar ook al jy deurgaan, ek is met jou. Maar dan moet ek en jy verhouding met hom hê. Verhouding wat regtig anders is as die wêreld. 'n Verhouding wat ons kan sê, Here, maar weet jy wat? Ek is uitverkoop in U. Ek wil my lewe en ek wil hê ons moet vanoggend besef, ons moet ons lewens vanoggend weer deursoek en sê, Here, hierdie goed wil ek nie meer deel wees van my lewe nie. Hierdie goed wil ek nie meer in my lewe hê nie, maar ek wil U hê. Ek wil meer van U in my lewe. Wanneer ek en jy meer van die Here Jesus in ons lewens het, het ek en jy meer oorwinning in omstandighede. Amen. Want die Here sê dit vir ons. Daar's oorwinning in die bloed van die lam. Daar's oorwinning in die naam van Jesus. Jy sien elke keer wanneer hulle deur moeilike tye gegaan het in situasies en goed, het hulle na God geroep en God het hulle deurgevat. En ek wil vanoggend vir jou sê en vir myself sê, wanneer ons verhouding reg is met God, dan vat God ons deur situasies waar ek en jy nie kan deurgaan nie, maar waar God ons kan deurvat. En net God alleen. Amen. En as ek gaan kyk na, ek dink baie van julle het nou al gesien hierdie The House of David. Hy is nou, almal kyk hom nou en is 'n awesome stuk om te kyk, is van Dawid. En waar Saul gekom het by Jesse. Samuel, by Jesse gekom het en hy het vir hom gesê, ek wil een van jou seuns wil ek as koning inseën. Die Here het gesê, ek moet een van jou seuns vat. Maar Jesse het nie gesien dat Dawid die potensiaal het om 'n koning te wees nie. Om die oorwinning te vat, om Goliat, die probleem wat hy in die gesig gestaar het, en wat die hele Israeliete in die gesig gestaar het, die reus, hulle het na hierdie groot reus gekyk, en hulle het na Dawid gekyk, en gesê, daar is nie 'n manier nie. Hy is nie gebou soos 'n soldier nie. Maar hy het vir Jesse gesê, Jesse, waar is jou ander seun? En hy het vir Dawid gesalf as koning. En hier kom die groot ding.
En hierdie reus het die heeltyd, jou probleem, jou reus wat voor jou staan, die dinge wat voor jou staan, die dinge wat jou blok, die dinge wat jou keer om te beweeg, om nader aan die Here te beweeg. Jy sien, daar was duisende soldate met al hierdie spiese en swaarde en wapenuitrustings en ek weet nie wat alles nie. Maar die belief, die verhouding tussen hulle en God was daar nie gewees nie. Soos Dawid op God vertrou het. Die verhouding wat Dawid met God gehad het, om te kan weet, om te sê, maar as my God vir my is, wie kan teen my wees? Jy sien, die woord van die Here het lewend geword in Dawid se lewe. Ek en jy kan hierdie woord elke dag lees, maar as hy nie lewend word nie, as hy nie deel word van my en jou lewe nie, dan beteken dit niks vir my en jou nie. Hierdie woord het lewend geword in Dawid se lewe. En het gesê, maar God sê, vandag is die dag wat hy jou in my hande gee, tot eer van sy naam. En almal het gekeer en almal het gesê, maar jy kan nie, jy het nie eens wat noem jy dit, wapenuitrusting, en jy het nie hierdie en jy het nie daai nie. Hy sê, ek het dit nie nodig nie, ek het God. Want jy sien, God sê vir my en jou, kom soos ek en jy is. Kom net soos jy is. Sodat God jou kan verander en dat jy kan oorwinning kry soos jy is, sodat God die eer kan kry vir wat gaan gebeur. En Dawid het gegaan en hy het hierdie klippies opgetel in hierdie slingervel en Goliat het nog getom goed gesê en al die goed, maar Dawid was gefokus en hy het gesê, vandag gee my God, gee vandag jou in my hande. 'n belofte wat God vir my gegee het. Jy sien, want God het vir hom gesê, God het vir hom die pad oopgemaak om te gaan daar waar die probleem is. En God het daar oorwinning gegee. En almal het verstom gestaan. En vandag wil ek vir jou sê, Dawid se verhouding met God was so sterk geweest, dat hy besef het, want as jy na die situasie gekyk het, en jy het gekyk na die reus, en jy het gekyk na sy swaard, hoe groot is die swaard, ek glo nie eens Dawid kan die swaard van Goliat optel nie. Hy het sy kop afgekap, maar hy het gesukkel. Maar God kom, en hy gee oorwinning vir die wat hom vertrou, vir die wat 'n verhouding het, vir die wat vir 'n diep verhouding in hulle het met God. En 'n diep verhouding is wanneer ek en jy ophou om verskonings te soek om die wil van God te doen. Dis wanneer ek en jy begin staan op die woord van God, maak nie saak die omstandighede nie. Ons kan baie keer, die hele Israeliete het gekom en sê, is onmoontlik. Hulle het 'n paar dae, het Goliat gekom en Goliat het hulle sleg gesê en hy het al hierdie goed gedoen en getart en al goed en niemand was mans genoeg. En mans genoeg bedoel ek, sy geloof was groot genoeg om te besef, maar hoor die God gaan hierdie geveg vir ons wen nie. Niemand het tot daai punt gekom en sê, maar God sal jou in my hande gee nie. Tot Dawid daar gekom het. En hy het eintlik vir brood en kos en goed gebring vir hulle. En hy hoor Goliat sê en hy beledig sy God en hy maak God se naam sleg en hy gooi alles neer. Hy sê nee. Ons kan nie toelaat dat hierdie ou ons God se naam swak maak nie. Ons God is die God. En ek het 'n verhouding met my God. En ek staan op my God en ek vertrou op my God. En waar is jou diepte en my diepte met ons God? Die omstandighede waar ek en jy deurgaan of in is of wat ook al, is dit groter op die oomblik. Hou dit jou weg van God af. Hou dit weg van die verhouding wat jy en God met mekaar moet hê. Want jy sien, elke dag moet my en jou verhouding met God sterker word en beter word. Amen?
Is enigiets onmoontlik vir God? Praat met my. Niks is onmoontlik vir God nie. Niks is onmoontlik vir God nie. God het gesê en dit gebeur. God het gepraat en dit gebeur. Alles het ontstaan deur God. Maar ek en jy limit ons awesome God. En vanoggend wil ek praat oor, waar is jou diepte met jou verhouding met God? Is daar diepte in jou verhouding met God? Is dit net woorde om te sê, maar ek glo in God, ek vertrou in God, maar as dit lewe woorde, is soos die saaier wat op die doring saai, en daar kom niks van nie, of op die rotse, wat nie eens wortels skiet nie. Of is dit soos die een wat in goeie grond saai? In God. My verhouding saai ek in God. My vertroue sit ek in Jesus Christus, sodat my saad vrugbaar kan wees. My verhouding kan vrugbaar wees. Ons moet so kan wees, mense. God wil my en jou so hê. En as ons gaan kyk, en dis vir my een van die awesomeste verse is Jesaja 61, waar hy God kom en hy sê, God kom en hy praat met jou en my. 'n Mens kom nie en hy praat met my en jou nie. God kom en hy praat met my en jou deur sy woord en hy sê, ek, God, het jou anoint. I anointed you. En daar waar hy sê you, sit jy jou naam in. Jy is die anointed van God. En wanneer God jou anoint, het jy krag, jy het die Holy Spirit, die krag van God. I am the anointed of God. So ek en jy moet begin optree soos die anointed van God. Wanneer daar situasies is, dan moet ons kan gaan en sê, in die naam van die Here Jesus, spreek ek oor hierdie situasie, en ek verklaar dit nietig. Ek verklaar dit nietig. Geen onheil sal my tref nie. Ek is meer as oorwinnaar in Jesus Christus. Maar jy sien, wanneer hierdie goed kom, dan bewe ek en jy, en ons wil die foon optel, en daar's niks fout met dit nie, ons kan saam bid, maar dan wil ons die pastoor, of die ouderling, of daai broer, of daai suster bel, om te sê, hoorie, ek gaan deur die tyd, en nie, plaas van net om te sê, weet jy wat, Here, hier is ek gaan op my knieë gaan, en ek vertrou op U. Want die Here kom in Jesaja 61, hy sê, I anointed you to set the captive free, to heal the broken heart, to break the chain that holding you back. Is tyd dat ek en jy kind van God, geseënde van God, anointed van God, begin optree, soos God ons wil hê, ons moet optree. Meer as oorwinnaars. Amen. Sê vir jou langs, ek is meer as oorwinnaar. Niks is te moeilik vir my nie. As God vir my is niks te moeilik vir my nie. Want hy het klaar die oorwinning vir my en jou behaal. Amen. Jy sien, ons hoef nie nog die oorwinning te kry nie. Jesus het dit klaar oorwin op die kruis van Golgotha. God het hom klaar die oorwinning gegee vir my en jou. Maar ek en jy sit in 'n situasie en ons hak vas in hierdie situasie, want die ou Satan hou ons so besig met hierdie situasie wat in ons midde is, dat ons vergeet hoe groot God is. En dis presies wat met hulle gebeur het. Hulle was so besig om te kyk na hierdie groot reus, dat hulle vergeet het van God. En ek wil lees Hebreërs 4 vers 12. Marina, nothing is impossible for God. Amen.
Glory to his name. Hy sê hierso, en hoor hierso. Hy sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van die siel en die gees en van die gewrigte en murg en is beoordelaar van die oorleggings en gedagte van die hart. Hy sê hierso kom hy sê die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard. Met ander woorde, hierdie woord van God, wanneer ek en jy dit spreek, kan dit tussen murg en been in beweeg. Elke omstandighede wat daar is, kan dit in oorwinning vir my en jou in verander. Wanneer ek en jy besef dat die woord van God kragtig is. Ons kan nie net die woord lees nie. Wanneer ons lees, want hy sê, want die woord van God is lewend. Lewend bedoel is, wanneer ek en jy die woord lees, dis 'n lewende woord van God. Dis 'n ding wat kan gebeur met my en jou, as ek en jy dit glo. Ek kyk hierdie twee boere in laasweek, en so 3-4 maande terug kom maar 'n groot storm oor hulle plase en goed, en die weer verwoes alles daarso, al hulle pompoene en goeders, slaat alles stukkend. En hierdie twee boere besluit maar, kan nie anders nie, hulle gaan bankrot raak en goeders, maar dis groot kinders van God. En hulle wys die plaasgronde en jy sien net, daar's niks nie, dis net worteltjies wat uitsteek. En hulle kom in mekaar en sê, maar Here, weet jy wat, ons roep na jou, ons het hierdie oes nodig. Ons gaan ondergaan as ons nie hierdie oes het nie, en dis 'n werklikheid, mense. Ons gaan ondergaan, Vader, niks is onmoontlik by U nie. En hulle bid, en God sê vir die een, hy sê, weet jy wat, ek wil hê jy moet Esegiel 37 vers 7 oor hierdie grond spreek. Hy sê, haal jou Bybel uit. Jy sien, in daai boere loop met hulle Bybels in die kar, in die bakkie, waar ook al hulle beweeg. Want 'n boer staan op geloof. Wanneer jy 'n boer is, en nie Afrikaner boer nie, 'n boer, dan staan jy in geloof. Jou hele oes hang van God af. En hy haal sy Bybel uit en hy begin die woord lees. En die woord sê, spreek lewe oor dit wat jy sien. Spreek julle twee lewe, want God sê, jy weet, julle is nie net een, julle is twee, en waar twee meer in my naam is, so sal dit wees as julle saamstem. En hulle begin bid, en hulle prys die Here, en hulle begin dans en goed, en hulle bid elke dag, en hulle gaan aan met hulle lewe, en hulle besluit daarna, so na 3 weke, hulle gaan aan die ander kant van die plaas toe ry, waar hierdie haal alles stukken geslat het. Hulle sê, toe hulle daar kom, is dit net een groen stuk, plek wat jy sien, net waar hulle sien is dit groen pompoen stingels wat gegroei het. En is onmoontlik gewees, want die seisoen het gedraai. Daai maand, of daai jaar, oes hulle 'n rekord jaar van pompoene, wat daar nog ooit was. En dis toe God kom, en God doen die mirakel, as gevolg van hulle geloof, die diepte wat hulle in God sit, die vertroue wat hulle in God sit. Want jy sien, wanneer jy diepte in God het, is wanneer jy besef, ek kan nie meer nie, Here, ek kan nie, maar U kan. En dis hoekom hy sê, want die woord van God is lewend. Want ek en jy moet die woord spreek, want dis die lewende woord van God, dis yes en amen. Ons kan nie net hierdie Bybel lees, hierdie woord lees, en sê, ja, okay, dit kan daar gebeur nie. Wanneer jy dit lees, en hy sê, en God het Jesus uit die dood uit opgewek, dan het dit gebeur. En God het vir Lazarus gesê, Lazarus, staan op, en Lazarus het opgestaan. En wanneer God die storm stil gemaak het op die see, het hy die storm stil gemaak, en die storm is stil geword. En wanneer God gesê het, die manna uit die hemel uitgeval, het die manna uit die hemel uitgeval.
Want jy sien, God se woord is sy eer en hy kan nie teen sy eie woord gaan nie. Wanneer God vir jou sê, weet jy wat, as ek vir jou is, wie kan teen jou wees? Hoekom twyfel ek en jy? Hoekom twyfel ek en jy? As jy in 'n situasie is en jy roep na God en sê, maar Here, ek kan nie meer deur hierdie situasie alleen gaan nie, dan is jy op die regte plek. Want jy het God nodig. Amen. Jy en ek kan nie deur die situasie gaan nie. Maar saam met God kan ons deur die situasie gaan. Dan is ons oorwinnaars. En nou hierdie 2 steene swaard bedoel hy hierso, dit is so skerp, dit kan gaan waar geen ander ding kan gaan nie. Die woord van God kan gaan waar geen ander iets kan gaan nie. Hy kan beweeg tussen murg en been. En geen een kan daar sny nie. Maar die woord van God kan inbeweeg. Want dit is lewend. Niks is onmoontlik vir God en sy woord nie. Amen. Wanneer ek en jy dit begin leef en deel maak van ons lewens. Hy sê vers 13, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Niks is onsigbaar nie. Niks kan weggesteek word vir hom nie. Al dink ek en jy, ons kan ons goed wegsteek. Ons kan niks wegsteek vir God nie. Alles is 'n oop boek voor God. Amen. So hoekom wil ons goed wegsteek? Kom ons kry ons verhouding weer reg met God. Kom ons begin weer in diepte met God praat. Kom ons begin weer in diepte met God 'n verhouding bou. En wanneer God sê, dan doen ek en jy. Wanneer God praat, dan doen ek en jy. Want as ek en jy nie op hierdie woord van God gaan begin staan nie, dan gaan ons verlore raak. Hierdie woord is yes en amen. Moenie laat mense vir jou ander goed sê nie. Gaan kyk wat sê die Here Jesus in hierdie woord. Hy sê, jy's myne, jy behoort aan my. Ek het jou dier gekoop met die bloed van Jesus. Ek gee my engele opdrag om jou op te pas. Jy sien, wanneer ek en jy 'n verhouding met God het, in diepte, dan kan ek en jy vir God sê, maar Here, u woord sê. U woord sê, jy sal my nooit alleen los nie. Jy sal my nooit laat deur goed gaan wat ek nie kan hanteer nie. U sal altyd daar wees. U is met my. In die begin tot en met die einde. Van tot en lente van dae is jy saam met my. Psalm 119. En hierdie is vir my 'n awesome psalm en ek dink 'n ou moet hom elke oggend net bietjie deurlees en preek en begin sommer net prys en worship en voor die Here neerval en sê, Here, dankie. Hy sê, dit is 'n dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. En my vraag is vanoggend, wie van ons het al opgestaan in die oggende en net begin prys en worship en neerval op die grond en sê, maar God, jy's awesome. Jy's awesome, daar is niemand soos jy nie. Hierdie is 'n dag wat jy gemaak het, Vader, waar groot miracles gaan gebeur in my lewe. Hierdie is 'n dag wat gemaak het, Vader, wat ek nader aan U gaan beweeg. Wat ek U aangesig gaan soek, Here. En ek gaan U gesig gaan skou. Ek gaan U kan sien. Ek gaan U teenwoordigheid kan ervaar. Ek gaan U kan voel in hierdie dag. Want dis die dag wat U gemaak het vir my en jou.
Ek sal jubel en dans voor die aangesig. Wie het al so 'n dag ervaar as jy wakker word en voel jy, wow, ek wil die Here loof en prys, ek wil net dans voor sy aangesig, of word ons wakker om te sê, wel, waar is die koffie, want vandag gaan 'n baie moeilike dag wees. Ons spreek al hierdie negativiteit voor ons. Ja, ek moet deur dit gaan, ek moet belastingkantore toe gaan, ek moet al hierdie goed gaan, behalwe om te sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. O juig my siel, want voor U sal ek dans vanoggend, van blydskap, en guns sal my volg in hierdie dag. Waar ek my voet neersit, Here Jesus, sal ek guns kry in U naam. Jy sien, jy spreek hierdie oorwinning vir die dag in die naam van Jesus. Want die woord van die Here sê, wat ek jou hoor sê, sal ek met jou laat gebeur. So jy staan op en jy spreek al die doem, ek gaan wag vir dit en ek gaan weer hierdie dag hê en ek gaan hierdie moeilike dag hê en al hierdie goed en dit gebeur so, want dis wat jy spreek. En hier kom Here sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Opgewonde, vol joy. Wow, Here, jy het vir my hierdie dag gegee, wat ek hier nog kan loof en prys. 'n Dag wat ek nog nader aan U kan beweeg. Ag Here, gee tog heil. Ag Here, gee tog voorspoed. Hoor net wat hy sê. Hierdie is 'n dag wat die Here gemaak het. Ek is so opgewonde, Here, hierdie dag gaan voorspoedig wees in die naam van Jesus. Dit gaan 'n voorspoedige dag, dit gaan 'n geseënde dag wees vir my. Dit gaan 'n blessed dag wees vir my. Hy bou homself op. Hy praat die woord van die Here, en hy verstaan dit. En Dawid verstaan dit, want hy sê, die woord van die Here is 'n tweesnydende swaard. En hy kom en hy praat hierdie goed, en dit sal so wees. Want dit wat hy sê, dit sal so wees. Hy sê, geseën is hy wat in die naam van die Here ons seën. Julle uit die huis van die Here. Geseënd is jy. Blessed are you. Wat in die huis van die Here is. Wat dit doen wat die Here op jou hart sit. Wat dit doen wat God vir jou het om te doen. Amen. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Geseënd is jy wat die Here soek. Dis eintlik wat hy ook hier so sê. Geseënd is jy en ek wat die Here soek. Hy sê vers 27, die Here is God en hy het vir ons 'n lig gegee. Bind die fees offer met toue tot by die horings van die altaar. Hy sê die Here is God. Die Here is God. En hy het vir ons lig gegee. Hy is die lig van ons lewe. So bring, en dan hy sê bind die feesoffer met toue. So bring, en nie wil ek sê, bring eer tot God in my en jou lewe, in die oggend. Die offer wat ek en jy kan bring is om op ons knieë te gaan en God te kan prys in worship. En eer te gee aan sy goedheid en sy guns en wie hy is. Maar ons is te bang om halleluja te sê in die kerk. Ons is te bang om te sê prys die Here. Ons is te bang om te sê daar's niemand soos jy nie, Vader. En ons sit in die huis van God. Ons sit in sy teenwoordigheid. Hoeveel te meer gaan ons dit nog daar buite kan doen? Wat gaan die mense sê? Die Here sê, hy sê as jy vir my, jou skaam vir my, gaan ek my skaam vir jou.
Dis wat die Here sê. Koning Dawid het gedans voor die ark. Dis hoekom hy so 'n anointed man van God was. Hy het nie gehoor wat die mense sê nie. Hy het nie gehoor wat die mense dink nie. Hy het nie gehoor wat sy vrou dink nie. Hy het nie gehoor oor niks nie. Hy het gesê, Here, ek sal U dien. Ek sal U loof, ek sal U prys, ek sal voor U dans. Ek is koning, maar ek is niks in U oë nie. Want U is die Almagtige. Hy sê vers 23, U is my God, en ek wil U loof. O my God, ek wil U verhoog. Mense hoor net wat sê hy so. Jou verhouding as hy so diep raak, dit moet 'n desire in jou hart en my hart wees, om te kan sê, maar ek wil die Here loof en prys, ek wil sy naam groot maak, ek wil sy naam moet op my lippe wees 24/7. Ek moet nie skaam wees om die naam van die Here te prys en worship nie. Jy sien, ons moet nie net hierdie goed doen om goed by God te kry nie. Ons moet dit doen omdat ons 'n verhouding met God het. Omdat ons besef, ons kan nie sonder God nie. Vers 29. Loof die Here, want hy is goed. Wat sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Sien, God is goed. En hy doen goed. Sy goedertierenheid, sy goedheid is tot in ewigheid. Sal nooit verander nie. Dis sy karakter, dis wie hy is. En wanneer ek en jy regtig 'n diep verhouding met God het, dan kom daai blessings wat God vir ons het, kom outomaties deur in ons lewens. Want hy wil ons bless. Maar ek en jy moet diepte hê met ons verhouding met God. Ons moet regtig kan opofferings gee. Om te sê, Here, weet jy wat? Ek gaan ophou om verskonings te kry, om nie by 'n byeenkoms te kom nie, maar ek gaan 'n verskoning soek om dat te kom. Ek gaan 'n verskoning soek om U te loof en prys. As ons krag af is, dan kan ons nie kerk toe kom nie. Maar ons kan werk toe kom. Amen. Die krag, pastors kan nie môre by die kerk wees nie, want die krag is af. Maar right, ek sal oormôre sal ek by die werk uitkom. Dis fyn. En ek oordeel nie, mense, ek oordeel nie. Ek gee feite deur. Waar is ons verhouding met God? Waar is God wat eerste kom? Ons sê God kom meeste. Maar hier kom die krag en die krag is nie daar nie. En dan sê ons maar ons het nie krag nie, so ons kan nie werk, ons kan nie kerk toe kom nie. Maar ons kan werk toe gaan. So die werk is meer belangriker as God. Waar is ons verhouding met God? Niks moet ons weghou van God af nie. As jy en ek regtig God se grootheid wil aanskou, soos koning Dawid dit ervaar het, en Elia en Elisha en Moses en daai mense, gaan ons moet opskerp met ons verhouding met God. Ons gaan moet opskerp en sê, Here, ek gee myself vir U. Ek gee myself vir U. En ek praat nou die dag met Pastor Susan oor Johannes die Doper. En ek dink vir myself, hoe sal jy vandag, as jy gaan kyk hoe beskryf vir Johannes die Doper, hy het so groot jas ding gehad, en ek dink hy was 2 jaar raas gewas, en sy baard was so groot, lank, en ek dink as vol lening, en al hierdie goeders, en hier kom God, hier kom Jesus, en hy sê, ek wil hê jy moet my doop. Johannes, ek wil hê jy moet my doop. Want jy sien, God het Johannes se hart raak gesien. Hy het sy goedheid raak gesien wat in sy hart is. Ek sê vir, ek wonder of ek laat hy my sal nou doop het. Want as jy die prentjie kyk, dan dink jy kyk na die prentjie, en die prentjie beskryf eintlik iets anders.
Maar dis hoekom God sê, hy sê ek kyk na die hart en nie na die vlees nie. Amen. En Jesus kom en hy sê, en Johannes sê, maar ek kan jou nie doop neem. Ek is nie waardig om jou gedoop te laat, om jou te doop nie. En die Here sê, weet jy wat? Jy moet my doop, sodat die skrif volbring kan word. Want jy sien, Jesus het nie gekyk na hoe hy lyk nie. Jesus het geweet hoe sy hart van goud. Sy verhouding was daar met God. Ek en jy is baie meer gekyk op die uiterste, as wat die binnekant is. En ek lag eintlik vir my daarna om te dink, ek kyk hom so en ek vorm my gedagte hierdie prentjie van Johannes die Doper. Het jy al 'n prentjie gevorm om te kyk hoe sou hy gelyk het? Ou wat lanklaas gebad het en ou wat hierdie groot valle om hom gehad het en 'n bosbaard en al hierdie goed. En dink jy, maar gaan nie eens laat hy naby my wil kom nie. En hier kom Jesus en hy sê, wag, laat ek julle wys. Hierdie ou se hart is hart van God. Hy's anointed van God. Hy het 'n calling op sy lewe. En dit het my net weer laat besef, weet jy wat? 'n Mens moet nederig wees voor God. 'n Mens moet nederig bly voor God. 'n Mens moet nie oordeel vir dit wat jy sien nie. Want dit wat jy sien, is nie dit wat die ou persoon is nie. Kyk na die vrug, kyk na Johannes se vrug, wat hy gedoen het. Hy het die hele dag daar gestaan en hy het die woord van die Here verkondig, en hy het die Here se naam uitgeroep, en hy het God opgelig. Hy het die Here geloof en prys, vir wie hy is. En ek en jy kyk na hom en sê, wow, as ons na jou kyk, moet jy nie aan ons vat nie. En ons mis dit baie keer, deur om te dink ons is te hoogmoedig. Ons is beter as ander mense. Mense, jy is nie beter as die een langs jou nie. Jy is nie beter as die ou daar op die straat nie. Jy is miskien 'n bietjie anders te nou, maar jy is nie beter as hy nie. God het hom gemaak. God het jou gemaak. Hy het miskien 'n baie groter verhouding met God as wat ek met God het. Amen. Deuteronomium 31 vers 9. Dit is vir my 'n bietjie in Engels ook. Hoor wat sê in die Engels. Vers 8. Sien ek so op Vers die 8, bord. ja, skus. It is the Lord who goes before you. He will march with you. He will not fail you or let you go or forsake you. Let there be no cowardice or flinching, but fear not, neither become broken in spirit, depressed, dismayed, and unnerved with alarm. Amen. Amen. Wees nie bekommerd nie. God loop vooruit, hy loop saam met jou, hy is by jou, hy is met jou. Niks sal jou oorkom nie. Hy sê in Afrikaans, en dit is die Here wat voor jou uittrek, jou pad gelyk maak. Die Here trek voor jou uit om jou paaie gelyk te maak, om al klaar vir jou 'n pad voor te berei, waar ook al jy teestanders gaan kry. Hy sal met jou wees. Die woord van die Here sê, as jy God toelaat, dan gaan hy voor jou uittrek, gaan jou paaie gelyk maak, en hy gaan met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Hy sal jou nooit alleen los in 'n situasie wat jy nie kan deurvat nie, of alleen deurgaan nie. Hy sal jou deur dit vat. Jy sal die beste uitkom op die ander kant.
Ja, daar gaan baie keer iets wat ons gaan deur 'n ding gaan om ons te leer. Maar die Here vat ons deur dit en ons kom as oorwinnaars uit op die ander kant. Amen. En ek kom my vers in hierdie stukkie sê, dit is vir my baie, baie belangrik. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. God kom en sê, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Hoekom sê hy dit? Jy mag nie bevrees wees nie. Jy sien, want vrees is die teenoorgestelde van geloof. Wanneer jy vrees, dan begin jou geloof afneem. Dan begin jy twyfel. Dan is jou diepte wat jy met God het, nie waar dit moet wees nie. Verhouding wat jy met God het, is nie waar dit moet verwees nie, waar dit moet wees nie. Want wanneer jy deur omstandighede gaan, en dan gaan ons terug na waar Daniel in die leeukuil gegooi word, waar Daniel tussen die leeu's val, en hulle was honger gewees, en al hierdie goed het gebeur, hulle het nie kos gegee of niks vir die leeu's, met die doel om Daniel op te eet. Het Daniel nie bevrees gewees nie, want hy het geweet, God is met my. Amen. Daniel het geweet, God is met my. En wat die 3 in die oond gegooi is, het hulle vir die koning gesê, ons sal nie voor jou buig, ons sal dit nie doen nie. Ons het een God, en ons buig voor hom, en ons aanbid hom. En hy het hulle in die oond gegooi, maar hulle het niks oorgekom nie. Want God was met hulle. En hulle was nie bevrees nie. En hierdie vers kom, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Moenie bang wees vir dit wat jy hoor wat gebeur in die omstandighede nie. Wanneer ek en jy begin bevrees raak oor dit wat ons hoor in die nuus en al die goed, dan begin dit ons oorheers. En dit vat ons hele lewe oor. Dan begin ons vertroue en ons begin dink soos die wêreld. En God sê, jy mag nie bevrees wees nie. Hoekom? Want God het alreeds die pad uitgelê. Niks gebeur sonder God se wil nie. Niks gebeur sonder dat God dit toelaat nie. Niks. Almal kan maar skree en besluite neem en al hierdie goed, maar niks sal gebeur sonder God se toestemming nie. Niks. God is in beheer, mense. Maar hier is die ding. Is God in beheer van jou lewe? Het jy God, ek en jy God toestemming gegee? Of gesê, Here, hier is ek gee my hart vir jou. Vat my oor. Alles vir U. As ek deur moeilike tye gaan, Here, help my om my geloof op te bou, om op U te vertrou. Help my om te fokus op U en nie op die omstandighede nie. Help my, Here, om deur dit te gaan. Aan die kant uit te kom as 'n oorwinnaar in Jesus naam. En baie keer gaan ons deur moeilike goed. Ja, en dit vat aan 'n mens. Dis nie baie keer, dis nie altyd maanskyn en rose nie. Maar jy sien, wanneer God saam met jou daai pad stap, dan maak hy dit vir jou moontlik om deur dit te gaan. Om aan die kant uit te kom as 'n oorwinnaar. Maar die ding wat ek vanoggend wil sê is, hoe diep is jou verhouding met die Here? Is dit baie oppervlakkig? Is dit net 'n slagspreuke? Is dit regtig verhouding wat jy het met die Here? Want jy sien op die eind van die dag, en ek sluit af met dit, waar hulle kom en hulle sê vir Here Jesus, hy sê maar, Here, maar ons het hierdie goed in jou naam gedoen. Ons het duiwels uitgedryf, ons het siekes gesond gemaak, ons het al hierdie goed gedoen, en Jesus het dit stil gebly en het vir hulle gesê, gaan weg, ek ken julle nie. Want jy sien, daar was nie 'n verhouding met hom gewees nie. Hulle het die verhouding verbreek met God. So waar is ek en jy
met ons verhouding. As jy iets vir God doen, doen jy dit nie vir my nie, mense. Jy doen dit nie vir pastoor Susan nie. Jy doen dit nie as jy in die musiekspan is vir die musiekleiers nie. Of as jy daar is vir daai nie, jy doen dit vir die Here. Ek wil die Here loof en prys en die talent wat hy my gegee het om te kom te sê, maar ek wil hê met die woord bring, Here, laat ek tot die beste van my vermoë kan doen, dat jy my krag gee en dat jy my kan lei, en Here, dat ek nie net sal gaan en 'n ding vat en dit doen nie, maar Here, dat ek sal vat en voorberei, dat jy my wysheid gee om hierdie woord te bring, soos U wil ek moet dit bring. Ek en jy moet ding op, as ons ashes is, ons doen dit nie om die pastoor te please nie, ons doen dit om vir God 'n diens te lewer. Amen. Want as ons dit vir iemand doen, kan ons dit net so wel los. As ons dit doen vir om jou te please, dan kan ons dit net so wel los. Jy doen dit vir God, sodat dit beter kan werk in die hele situasie. So die Heilige Gees kan werk, soos God wil hê moet werk. Amen. So ek wil hê ons moet staan, en dan gaan ons bid en sê, Here, weet jy wat, ons wil vandag kom en voor U kom staan. Ons wil vandag kom as gemeente, en net vir U kom sê, Vader, ons wil ons verhouding dieper maak met U. Verander ons karakter, as ons karakter die rede is om nie by U uit te kom nie. Wat ook al die probleem is, verander dit in ons lewens. Ons verhouding wil ons diep hê, Vader, dat dit regtig vrug dra, tot eer van U naam. Amen.